'n gewone by 'n laerskool. gewone normaal, Ja. in elk geval, maar ek kon nooit agterkom, al die kinders wat probleme het by my in die klas geland. En Ja. snaps nog, ek het 'n paartjies van hulle hierso ook, toe ek afgetree is in 'n kombinaat toe, het ek hulle hierso raak geloop. En ek kon ook nie verstaan hoekom nie, maar in elk geval, maar uit onkunde, dan die een kind het byvoorbeeld baie snaaks opgetree en as hy buite het nooit vriende gemaak nie, altyd net so vierkantig blokkie geloop. En maar in die klas kon ons so mooi hanteer, was nooit maak nie, en dan het jy die ene wat weer onder die tafel sit wat jy nie kon uitkry nie, wat ek ook nie raak geloop het. En eers toe ek hier kom, toe besef mens die behoeftes wat die kinders het. Hoekom is hier 'n skool vir spesiale behoeftes? En nou het dit, ek dink het oor ek met daai kinders meestal in my klas was, het ek seker 'n bietjie meer geduld. En toe ek nou hier land, ek het begin met die eerste keer met autistiese seun in my klas. Ja. Hy was Minecraft en uit dit, en ek het nie idee gehad wat dit was nie. So dit was nogals in die begin, maar 'n baie goeie geaardheid. Hy het nooit regtig 'n meltdown gehad of enigiets nie. Maar dit was baie prettig. Hy was, as ek nie met die Minecraft nie, hy lokotiewe en Lego blokkies. En ek het eendag in die klas ingekom en ek het 'n groot lesenaar, die hele lesenaar is skoon gemaak en hy het sy treinspore oor my lesenaar, oor sy tafel. En ek sê, hy sê, nou, it's my space now. So toe neem hy my tafel oor. En ek moet maar wag tot hy klaar gespeel het om hom so te vat. En dit is regtig, elkeen het maar sy eie persoonlikheid. En dan pas jy aan, maar dan wil ek die ander enetjie wat ek het, die dogtertjie wat daar by my was, ook 'n pragtige kind, baie mooi geteken, sag, rustig. So dan sê hulle sê, dit kan ek nou nie, hierdie kinders is autisties gediagnoseer, maar hulle is en hulle is regtig in een rigting is daai dogter was regtig wel baie goed geweest, baie kunstig. So dan dink ek, ag nee, ek kan dit handle. Toe kry ek 'n enetjie wat bietjie anderste is. En toe kon die ander kinders wat buite saam met my in die klas is, kan nie verstaan hoekom kry hy anderste aandag as wat hulle kry nie. Dit was vir hulle nogals redelik, kan nie, maar hy mag. En dan net vir hulle sê, maar hy is anderste, maar dan vir hulle is ook anderste in elk geval. So dit was nogals, dis al wat my bietjie vang, dat die ander kinders is meer van veel eisen dan, as hy die aandag eis. Want jy moet, as hy kan werk, as hy werk, dan kry hy die aandag dat hy sy werkies doen, of as hy bietjie ongelukkig is, moet jy hom nou weer kalmeer. So dit is regtig baie gefokus as die klas so homogene wat of mense ook die woord mag noem. So dit het nogals, en dan het hy ook, nou don't go. So jy moet hom nie los nie, want dan kan jy nou nie die ander en verstaan ook nie. Dit maak dit so, maar ek moet sê, vandat ek hier het verstaan ek, die kinders wat ek daar by die laerskool gehad het ook beter. So, maar dit het ook gehelp dat ek hierdie oudjies beter kan hanteer. Maar die gawe ding van die skool is, ek kry altyd iemand in om te kom praat en te kom leiding gee. En dan weet jy waar het jy verkeerd gedoen en waar het jy reg gedoen. En dan, want ek sê ook ons, ma's maar net met 'n instink gebore, sy is nie met die kennis gebore nie, dit kom maar met 'n ervaring en insig kom uit later by. So ek het nie regtig waar nie, ek dink dit is redelik rustig, is net toe cannabis bietjie dink, het ek nou vandag die regte ding gedoen, jy weet wat jy begin wonder. Veral as dit 'n bietjie moeilik is en hulle het nie gedoen wat jy van hulle verwag nie, want hulle doen wat hulle verwag van hulle self om te doen, So ek het nie regtig waar nie, en die enetjie wat nou nie meer hier is nie, hy kon nogals redelik ontwrigtend gewees het. En dan die ander kinders so groot oor gestaan en gewonder, jy weet, om net weer te kan kalmeer en rustig te kry in die klas. Maar verder, ek nou nie groot issues of enigiets nie, want hulle kan vreeslik, hulle het nie regtig wat die enetjie wat nou my klas is, het partykeer nog ons 'n sin vir humor wat nie regtig van hulle verwag word nie. En dan kan hy, want hy kan die lieflikste logos teken. Hy teken nie, maar elke ding en hy sal sy blokkies is vreeslik presies wat hy so goedjies werk. En toe nou vandag juis, just wat maak jy nou? I'm hiding my things.
krap het dit sy tas. En toe ons buite kom, maar Snack sit die pak hy dit uit. Toe dit het net gehide van daar tot daar, sy kan weer verder speel. Okay, so het gehide om dit in 'n ander dra. daar speel. Twee wêrelde. Sy het dan net nou vir 20 jaar by 'n neurotipiese skool, 'n hoofstroomskool, Ja. skool gegee. En tannie die uitvalle daar gesien. Ja. En nou Maar wat dit nie, ek kon nie daai uitvalle regtig van klassifiseer. Sê, dis Dit is- autisme nie. Ja, Ja. dit is dit nie. So as sy dan nou 'n ouer genader het dan die ouers genader gesê dat die dink daar's Ek 'n weet jy, foutjie. ons het vir hulle Hoe gevra, was dan die het ek gevra. reaksie? Ek het baie keer ontkennend, nee. O, natuurlijk. Ek sê, weet jy, so vat hom net na 'n pediater toe, want die ouetjie wil nie so wees nie, laat ons net uitvind. Ja. En dan is dit totale ontkenning, totdat hulle naderhand, nie net ek nie, as hulle graad 1 toe gaan, dan begin hulle kyk na dit. Dan sien hulle, maar dis nie net die juffrou in graad R wat dit gesê het nie, dit is nou in graad 1 wat hulle dit gesê het. Ja. En dan eers, en dan kry jy een ouer wat dit aanvaar en saamwerk en net dan die ander ouer is nog steeds in ontkenning en dit gaan bietjie moeilik dan met dit so is. Ek onthou toe ek ook besef het daar's fout met my seentjies. Dit was verskriklik moeilik. Jy's so lank in ontkenning en jy voel jy dit agter wil erf het. Ja. En dan partykeer dan gebeur omdat mense so 'n bietjie lank in ontkenning vashak, is vroeër intervensie nie dan daar vir jou kind nie. En so ek dink vir ouers wat op vandag hier luister, wat wonder of dalk al 'n juffrou miskien vir jou gesê by jou hoofstroomskool, daar's fout met Boeta, was fout met Sissa, om net na die onderwyser te luister. Gaan net vir die ekstra gaan kyk, gaan sien iemand as 'n ander persoon sê nee, Boeta en Sissa is fyn, is okay, maar gewoonlik hulle moet onthou, ouers moet onthou dat baie tyd wat jy van die onderwys is 5 ure, ander onderwys is 8 ure 'n dag in jou kind se geselskap. Ja. Hulle sien neurotipiese kinders en hulle sien neurodiverse kinders. En 'n ou onderwyser kan vinnig sien maar hierdie maatjie reageer nie soos die maatjie nie. Vir die maatjie leer nie soos die maatjie nie. So ek dink dit is belangrik om na ons onderwysers te luister in hierdie opsig. Ja, want jy tel hulle regtig baie vinnig in 'n groepie op. Dis die enetjie wat bietjie anders is, die ander. As hy teken dan wil hy so en as hy besluit sy 1 of sy 2 wat hy maak is so en dis dit. Ja. Of hy's nou net nie vandag lus nie, dis vir hom lekkerder onder die tafel. Ja. Dan is dit hy voel veilig daar en hy's rustig daar, want terwyl die ander nou nie mooi weet nie en dit is ongelukkig, maak die ouetjie wat so is een kant en die ander kinders kan nie kommunikeer. Ek dink dis partykeer waar daar bullying ook inkom. Die bullying, ek dink Want dis omdat hy waar, bietjie anders is as die ander. Ja. Of nie, hy's nie regtig anders nie, hy het net sy eie idees wat hoe hy sy Ons ek praat dan van anderste, want ons is Ja. anderste en ek dink En dis moeilik. Dit is moeilik as 'n onderwyser wat in 'n hoofstroomskool is om dan sê gesê nou gee ons aandag aan hierdie maatjie want hy het ekstra aandag nodig. Nou voel die ander bietjie afgeskeep want hulle verstaan nie Ja. en dan word jaloesie in mense hartjie gebore en dan begin bullying. Ja. Want hoekom mag die maatjie dit doen? Ja. Hoekom en Is ja. mens verdraagsaam teenoor hom eintlik. die mense En is dit ja. dit maak regtig 'n verskil aan die ander. En dan is daai kind baie keer op maar hierso by hierdie skool is vir my so die teenoorgestelde. Ja. Want ek het die enetjie uit moet nou begin busry en dit is vir my regtig 'n verskriklike ding. Mamma is net so hartseer soos hy ons hom op die bus moet sit. Maar sy wat vir my goed is, sy druk deur en hy ry nou bus. Ja, Maar as ons ja. partykeer hierso op dan sê ek vir hierso dis nou bus. Nou bel vir mamma of WhatsApp vir mamma sê jy weet jy dit gaan mamma baie lank neem. Maar kom ons gaan. Ja. En dan sal een van die dogtertjies opstaan en sê sy kom. Ek help jou gou-gou inpak. En dan terwyl ons nou sy stasietjie daar om hom opruim want dit lyk altyd rof. Ja. Dan sal sy nou saam stap net tot by die deur. En as ek so ent weg is, dan kom 'n ander maatjie sê jy moet nou gou-gou maak. Die bus gaan nou ry. Jy weet so hulle het regtig vir Hulle gee en dit mekaar is- om. Ja, en daai omdat dit kinders is, gaan vloei jy maklik saam. Ja. Dis nie vir die juffrou wat ek sê bel my ma nie, kan nie vir die dogtertjie sê wat Ja, saam met my sal bel my ma nie. So die kinders hier is regtig val ook dat hulle so 'n kind ook hulp verleen. Ja. Hulle weet hoekom is hy want hulle het ook hulle eie baie is bietjie wat nou nie maklik leer nie of hulle daar's ietsie wat so hulle het regtig empatie ook dan met mekaar. Dit is amper soos 'n community op sy eie. Ja. En weet jy hulle selfbeeld verbeter. Dis regtig Natuurlijk. waar want hulle is in daardie breë stroom
daar is hulle enetjie wat een kant is. As hulle hier kom, is hulle een van, en jy moet net sien hoe swaai hulle om. Hulle gaan regtig van, dit is vir my net wonderlik om te sien, hoe pas hierdie ouetjies aan, en dat hulle self voel, maar ek kan iets doen, en dit is regtig waar, dit is so lekker om dit te sien. Ek sê altyd, as 'n kind veilig voel in die environment, kan hy leer. Ja. So, sodra 'n kind nie veilig voel in die environment nie, kan hy nie leer nie. Ja. En ek dink dis wat die groot verandering op maak. Want miskien het Boetie gesukkel met ietsie op skool, maar hierso kom dit nou vir 'n bietjie makliker. Ja, Maar dis net omdat die environment veilig Ja, is. Dis net en- hy pas aan. Ja, en hy voel hy bereik iets. Ja. Nee, dit is regtig so. Ek het nou iets gesê, ek het ook nou gehoor, weet jy, en dan ook, daar, die onderwysers in die breëstroom, hulle is baie onderdruk, want jy moet jou deur jou leerplan gaan, jy moet dit doen, en dan is daar nie, voel hulle, ons kan nie altyd daai ene nie. Daai ekstra aandag nie, ja. En die een dogtertjie wat hier is, weet jy, ek het gesê, asseblief, laat sy net graad 1 toe gaan, laat sy net voel, hoe voel dit in dit, want as hulle vir haar moet skryf, dat sy dan sy nooit die ervaring van hoe dit in 'n ander skool is nie. Ja. En toe sy ook maar baie gesukkel en toe sy nou in graad 1 is, het dit ek dit ook dink sy het mens ook maar die aanvoelinge voel ek is nou nie regtig ek kan nie die pas volhou nie. En dit het nou begin toe het sy nou hier geland. Ja. So en dit gaan baie goed op met haar. So ek kan praat dat ons hulle daar ervaar het en soos hulle hier ervaar en regtig wat soos ek sê, hulle is baie meer ontspanne, hulle is baie meer selfversekerd hierso. En hulle maak maats, hulle het maats. En dit is wat vir hulle ook lekker is. Dis daai sosialisering. Ja. Waar by die skool kon hulle dit nie kan hulle ervaar nie. dit is so. En dan nou, soos ons gepraat van die kosgenoot die onderwysers doen. So ek kry ons onderwysers verskriklik jammer. Want hulle is in 'n gebroke stelsel. So ek onthou toe ek in die laerskool was, nou ek het my boek heeltemal so dwars gedraai dat ek so geskryf. En my juffrou het nou die issue van gemaak. Sy het altyd gesorg dat ek net aan hierdie kant sit. Dat as ek nou so skryf en ek dink hier in graad 4 toe sê ek vir myself, nee, ek dink ek is 'n bietjie groot, ek moet nou my boek draai. En waar vandag wil ek amper sê, dit word nie eens geduld nie. Ja, alles is eenvormigheid. Eenvormigheid, ja. En die kurrikulum moet gedoen word. Ja, dit is baie belangrik. En dis vir my sleg in die sin van, en dis nie die onderwysers se skuld nie. Maar onderwysers het 'n liefde vir kinders, dis ook 'n onderwys wat swak het. En nou druk die stelsel hulle om hierdie kurrikulum moet gevolg word. En ons kurrikulum is vol. Ek sê ons wat eentjies moet doen. Ja. Dan sê ek net soos, joh. En dan kom die ander aktiwiteite ook nog by. Ja. Dit is regtig, die kinders is ook onder kwai druk. Ja. Nee, maar hierso is dit so, as hulle, dis vir my belangrik dat die basis gelees. En as hy nie daar gelees nie, weet jy dan, dit pla my nie, ek dink as die departement sal hulle maar, ek wil jy moet eers verstaan voordat aangaan na die volgende ene, dan vat dit 'n bietjie so ons werk maar partykeer 'n bietjie stadiger Bietjie langer. en 'n bietjie langer, maar daar's nog altyd môre is nog daar wat ons kan bykom. Want hulle moet hier uitgaan dat hulle kan bietjie reken, weet somme kan doen, dat hulle self kan, hulle moet kan leer, probeer om hulle leesvaardig te maak. Ja. En dis net vir my lekker, dat een dogtertjie in my klas het nou die dag gesê, juffrou, kan ek 'n boek huis toe vat, ek wil gaan lees. En toe kom sy terug, toe vertel sy van die storieetjie wat sy gelees het. Toe weet dat jy nie kan lees met begrip sy het. Mooi. So jy weet dat jy kry daai bevrediging ook hierso. Dis amazing. Maar dit is nou net jammer dat mens nie almal op dieselfde jy weet kan bereik op sekere vlakke nie, maar die een hou niks van lees. En die ene kan glad nog nie die klankies onderskei of so nie. Dit is so mooi want my seentjie sal my foon vat en dan sal hy dit so oor die boek van aan lees die foon vir hom. Ja. So hy is so bly te lees. So ek verstaan baie bly te lees, maar dan was se praat oor lees met begrip. Ek dink dat daar is bietjie 'n probleempie in ons hoofstroomskole met dit ook. Want as ek kyk na ons graad 3 en ons graad 4 maatjies, as jy bietjie met hulle praat of as hulle ietsie geluister het of hulle ietsie gelees om dit weer te gee, kom ek agter daar Nee, is bietjie 'n uitval. Daar's so gedruk om die werk klaar te kry dat daar ek hoop as jy die belangrike goed soos lees en skryf gefokus word. En dan val die kinders bietjie terug. Ja. Want regtig waar en ons het die buitekant
tuintjie gemaak. Ja. Toe gee ek vir 'n papier en toe sê ek nou moet julle asseblief vir ons skryf en die kinders loop deur die tuin. En ek gaan dit dan bind ons dit so vas. Nou loop die klompie nou so om en die een sê juffrou, wat staan hier so? Oh. Ek sê nee, dis syne. Sy sê maar kan ek sê aan hy skryf in sy eie taal. En dan kry voorbeeld die klinkers uit, maar hy weet presies wat hy geskryf het. So mens moet maar, jy weet geduldig, maar hy gaan nog, want hy begin nou lees, maar soos ek sê, dit met begrip saamgaan. Ja. Hy doen sy eie ding en hy doen dit op daai manier, maar ons moet hom nou kry dat hy so iewers langs die kant, want ek glo, want hy sal dit kan doen. Ja. Want hy skryf sy goed en hy kan dit vir my lees wat hy geskryf het. Ek love it. Ek het so 'n dogtertjie laas jaar in my skooltjie gehad. Ek het haar eintlik so gelaf. Maar sy sal, as ek net vir haar sê, skryf vir my 27, as sy skryf 72, so 'n bietjie dysleksie ook gehad. Dan kyk ek so vir haar en vra ek vir wat staan daar? Dan sê sy vir my 72. Sê ek maar ek het vir gevra skryf 27. En dan sê sy so, okay, dan vee sy uit. Dan skryf sy weer 72. As ek so Nee, dit is nie so sissie. Ja. Maar op die einde van toe ons nou weer die eerste kwartaal of so gesukkel, die tweede kwartaal te gesien, dit gaan beter. Hier by die derde kwartaal toe doen sy dit reg. Ja. Dis nie daar aanhou en met spel. Ek het agtergekom dat speel vir kinders. Ja. Oh. Nee, dit is regtig waar. Ons het ook, ag is groot. Ek het my ouderdom verskil van 7 tot 13 in een klas. En Vertel nou 'n bietjie vir my daai dinamika. Is dit moeilik? Is dit maklik? Hoe? weet jy wat, dit is Hoeveel kinders is in 'n klas? Ja, daar's daarom nie groot nie. Die groepie is op die oomblik 8, ons was 9 tot eentjie weggegaan. Okay. Maar dit is nog, want met die ander hulle werkies is anders. Dan kom jy, juffrou, kom met ons so baie werk doen. Hulle doen dan net 5 sommetjies. Want hulle is 7 en jy's 12. So dit is regtig waar, maar jy moet maar voorbereid wees vir elke eenetjie vir die vrae wat opduik en dan waarde vashak. Dan moet jy maar weer van voor af begin. Dit is om in die manier, as hierdie manier nie werk nie, dan probeer ons maar op 'n ander manier. Maar iewers langs die pad gaan ons wen. Ek hou van wat Tannie sê van as hierdie manier nie werk nie, probeer ons 'n ander manier. Ja, nee. Dis nie van ons gaan hierdie manier nou aan probeer tot die kind hierdie manier verstaan. Nee, Dis van iets anders ja, nou. want dis wat vir my pla van die wiskunde. Ekskuus, nou praat ek so. Nee. Jy het verskillende metodes. Ja. Dieselfde, as jy optel, doen die afmetode so. Ja. En dan gee ek vir hulle die een en die ander ene. En die ou tydse manier werk beter vir hulle, lyk dit vir my. Dan sê ek, okay, kies wat een wil julle werk. Ja. Dan kies hulle die ene wat die minste papierwerk het. Jy weet wat jy Ja. net so, jy moet nie dog dit afbreek en dan by mekaar tel en dan so. Vir hulle is dit makliker om die minder skryf. te doen. Ja. Dit is nog 100% mee saam. Dit voel vir my dat papierwerk en baie skryfwerk is vir hulle nie lekker nie. Nee. So en ek love dit aan die sê dis die ou manier. En want ek het met die ou manier nog Ja. wiskunde goed gedoen. En wiskunde was vir my lekker. Waar ek toe nou saam met my seentjie graad 1 wiskunde. Ja. Dis jou wêreld dis uit mekaar. heeltemal. Ek weet hulle probeer vir jou baie mooi duidelik maak van ene en as jy dit wil tel, jy weet. Ja. Baie moeite wat hulle doen. Maar as jy by groot goedes kom dan Ja. ek dink maar dat in hulle is herhaal is maar 'n dingetjie wat vaskom by hulle. Ja. So mens probeer dit maar. Ek smaak so vir my oudste enetjie. So Esther het die ding dat as jy hom een keer wys, dis hoe dit gebeur. Ja. Dis hoe dit is. En as ek 'n fout maak Dan- in daai eerste ding en ek sê vir hom, "Oh, my made a mistake." Dan kyk hy so vir my en sê vir my, "No mistakes." Dan is dit. Dan sê ek maar kyk, ons gaan van voor af begin. Ja. Ons gaan van voor af begin, okay? So probeer daai erase that out of your head. Kom ons begin nou. So ja. Ek ook, jy weet, omdat hulle bietjie stadiger as ek nou so sê byvoorbeeld, jy het 5 en jy het 3 by. Nou dan is die antwoord 8 en sê ek, okay, jy het 5 en jy het 8. Dan sê ek maar ek het die antwoord klaar geskryf. Ja, ek het by die 3 uitgekom nie. En straks so die een dogtertjie tel dit op. Sy sê juffrou, so hulle het regtig Hulle luister fyn. Al is hulle besig hierso met iets anders te
wat Ja. hulle doen dat die opname, die inname en die registrasie in die breintjie is daar so. Wat ons mense ook moet verstaan van 'n neurodiverse kind is dat hulle hoef nie stil te sit om te luister nie en in te neem nie. Hulle lyfies is gewoonlik besig terwyl hulle eintlik luister en inneem. Ek sien my Ewald kind, hy bounce op 'n bal, Ja. dan doen hy nou wiskunde, dan sit hy by daai laptop en dan gaan hy handjies en ek myself, wat leer hierdie kind? Maar nou dan sien jy, o nee, Hy's by. hy's by. Hy verstaan wat hy doen. Want dan vra ek vir die ander enetjie, hoor hier is die sommetjie. Doen dit dan sê ek vir my ek weet, hy het die antwoord, maar hy wil dit nie dadelik sê nie. Ek dink dit is dit. Hoorie maar daai ding, my Ewald kind, so ek weet nog nie reg wat dit is van outisme wat dit maak nie, maar as jy vir hom sê om iets te doen, dan sal hy al sy vermoë doen om dit nie so te doen nie. Ja, waar Essian, as ek vir Essian sê hy moet dit so doen, is dit die regte manier. En dis die want enigste hy soek- manier. Ja, hy soek meer daai rotine. Ja, en- ja. Maar byvoorbeeld ek sê vir Essian vir Essian Ewald altyd sê ek, kom sy by die tafel, ons gaan eet, dan hol Essian kom sy by die tafel, en dan sal eers my so staan en kyk. En dan sal ek dit omdraai en loop, as ek net my gaan koffie maak, niks om sê nie, as ek nou by die tafel kom en eet Sit hy. hy, ja. Nee, dit is regtig so, as partykeer is jy reaksie, dan moet jy nie verder inmeng nie. Jy Ja. het gesê, hy gaan op sy eie tyd, gaan Ja. hy sy ding doen en hy is daar. En dit gebeur. Ja. Nee, Oh, Ek geniet dan nie dit. dis Is my dit so- verskriklik lekker. Ek dink die skool het vir my agtergrond gegee dat ek hierso kan kom werk. Ek Want verstaan dis dit, regtig ja. waar vir my, ek geniet dit en die slag as hulle dit reg kry, weet ek nie wie se blyste ek vir hulle nie. En dit is regtig waar, jou bevrediging is hier so baie groot. Dis daai So, klein victories ja, wat vir die jou klein- amazing is. Ja, maar party daar is 'n ou, maar ek dink dit is maar normaal. Gaan jy 'n bietjie dink jy, ag genade, wat gaan ek doen dat ek hulle net kan Ek jy kan bereik op so ja. Maar mens kom daar uit. Mens moet nie haastig wees nie. Ja. Dis daai klein victories Ja, wat vir die jou klein- amazing is. Ja, want 'n vriendin het nou die dag van my gevra, dis vra sy vir my hoorie so. Sy gaan nou 'n autistiese seentjie help op met kunslesse. Ja. Dus ek vir haar, hoorie so, vat hom dat 'n visueel dat hy sien wat hy buite en as jy wil hê lig en donker, kan jy vir hom sê kyk die gras hierso is weet donkerder dan agtertoe, dan skep jy jou diepte, maar doen dit so. Ja. En moet asseblief nie jou hand op sy papier lê nie, want sy is baie lief om, jy weet as jy sê dis sy prentjie. Ja. Sy laat hy lekker gemors maak Ja. daarvan, maar Ja, ek ja. het gesien wat hy kan doen. Toe sê ek vir my hy gaan in elk geval nie Ja. jy weet 'n gemors maak nie. Hy gaan doen soos wat hy voel, maar Ja. jy kan vir hom lei, maar jy kan dit regtig nie vir hom doen. Ja, moenie sy hand vat nie. Nee, Moenie vir hom nee, ietsie dit- regmaak op sy papier nie. Nee, dit is sy werk, dis dit. Dit is belangrik dat ek dink dat ouers wat sukkel of wat nie besef hulle kinders is neurodiverse nie, moet weet. Daar's sekere klein goedjies soos daai. En dan seker goed wat hulle trigger wat Ja. vir ons as normaal weird sal Ja. wees is vir daai kind Hy het hom so gesien en so moet Dis hy, wees, en want dit is moet sy- wees. dis sy rigting. Ons het ag Nee, vertel. ons het nou vir kinders het ek vir hulle soek om my hande so lyk het vir hulle Lekker kennis vir kinders. gegee. Nee, ek het vir hulle houtskool gegee en vir gesê nou gaan julle dit self teken want dan die papier is groot in elk geval hulle is daar in die autistiese ouetjie in my klas het gekyk wat ons doen. Hy het ook mooi die geval gemaak en hom opgedeel en maar op sy eie manier het hy hom gemaak en toe onderskryf hy this looks scary. So hy het hom so, ag dit was eintlik nie waar die prentjie kan ek nou duidelik sien hoekom het hy nou gedink dis Dit lyk scary. Ja. Nee, dit het uitgekom as ek dit wou gehad het nie. Nou is dit Nee, nie nee, want hy scary. wil nie hierdie vaste riglyn hê nie. Hy sien want hy kan mooi teken, maar Dis dit so het nie mooi. daai riglyne nie. Hy is geteken soos hy wil. So werk dit skerry uit. Dis hy. "Ag, maar dankie vir Tannie se tyd. Ja. Dit is so lekker om Tannie te ontmoet." Sukses vir jou. Dankie. Dat dit nou regtig waar. Maar dit is altyd lekker om so 'n bietjie ander insig op te kry. Ja, ja. Veral as 'n En- ou kom van 'n agtergrond wat jy nie geweet het nie, jy val in dit. En dit is hoe hierdie vir my so belangrik is. Hierdie is reg awareness.
hierdie is video's wat op die YouTube channel gaan sit en vir die ouers en ouers met autistiese kinders en ouers met nie autistiese kinders nie om net die blootstelling te gee. En dat jy nie kan sien, hulle is anders, maar hulle is kind. Hulle bly kinders, nê? Hulle bly kinders. Absoluut, hulle Wat lewe amazing is. bietjie anders. Maar dankie vir My is nou maar druk. Oh,